Waar is dit goed om vir mekaar te kan sê wat die Here gedoen het in ons lewens. En dis vanoggend se doel. Ons wil dankbaarheid betoon oor eerstens dat hy ons gekies het om liggaam te wees, deel van sy gemeente te wees, maar ook dat ons deur ons gewerk kan word in hierdie koninkryk. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie woorde van belofte, van getuienis. U is die lam. U is die een wat vir ons geslag is. U is die een wie se bloed gevloei het, sodat ons vry vanoggend hier kan kom staan, in die teenwoordigheid, u naam kan besing, kan sê, aan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Julle is meer as welkom julle sitplekke te neem. Dit is so lekker om vanoggend saam met elkeen van julle hierdie groot oomblik te geniet. Dis 'n bietjie 'n terugkyk op dit wat die Here vir ons gedoen het, saam met ons gedoen het, deur ons gedoen het. En as ek sê ons, dan sê ek ons as liggaam van Christus, ons as gemeente. Ek vat my gedagtes sommer net terug in hierdie jaar nog, waar ons vir Erietjie gehad het, en die kruis wat opgesit is. As jy nog nie onlangs soontoe gestap het nie, wil ek jou uitnooi, om net so 'n stap om te vat, gaan geniet die uitsig, maar gaan sit net vir 'n oomblik, en word stil by die kruis. Dis die onderskripsie wat daar is, be still and know that I am God. Want daar was oomblikke wat ons moes vra, Here, lei ons, Here, wys ons, Here, leer ons. So 'n geleentheid wat ons moes onderskei is ons community spasie, om ons koffie en tee te skuif van hier af na die voorgedeelte toe, met die koffie wat saam met Coffee the Bible is, en net 'n bietjie 'n koelte plekkie gee. Want ons voel dit is die hart van ons gemeente, 'n plek waar ons kan saam lag, huil, mekaar se gedagtes deel, skouers skuur. Dis die hart van ons gemeente. Natuurlik, saam met ons kinders, J-Kids, J-Gen, ons het verlede week die kleintjies aan julle voorgestel, saam met hulle gebid vir hierdie volgende spasies wat hulle ingaan, en dan ook vir Real Deal, ons tienerbediening, wat Dani hierdie jaar so mooi gelei het, op 'n Dinsdag aand wat hulle bymekaar kom. Ek dink hulle is gemiddeld so 70, 80 kinders, tieners, ek moet nie sê kinders nie, hulle sal my uithaal, tieners. Maar dit is so lekker om te sien hoe lief hulle die Here het, en veral dink ek as ons om ons kyk en 'n mens begin wonder, wat gebeur met ons generasie wat kom? Ek kan vir jou sê, hulle is lief vir die Here. Hulle lees hulle Bybel, hulle deel hulle lewe met mekaar, hulle gee om vir mekaar, want ek sien dit. Ek sien dit in my eie huis, maar ek sien dit ook saam met julle kinders, julle tieners wat in julle huise is. So Real Deal. Ons wil sommer net sê, Dani is getroud Vrydag, so ek dink in sy afwesigheid. Ons is baie dankbaar vir Vicky en vir Dani. Meer vir Vicky, wat vir Dani so 'n bietjie in toom hou. Maar dis ons tienerleier en sy vroutjie, en ons is so trots op hulle twee ook. So 'n mooi geleentheid gewees. Ek wil 'n vinnige video speel. Ek wens ek kan julle elke week na Golang toe vat, of na Huis Nehemia toe vat, of Tower of Life toe vat, of op die Mosambiek uitreik vat, om iets te beleef van wat julle deur julle gawes, deur julle geskenke, deur julle tiendes, want die eerste 10% van ons gemeente se inkomste help ons om in hierdie plekke te bedien. Van julle het dalk al hierdie video gekyk, maar dit gee ons net weer so oorsig, 'n terugblik op waar die Here goed was vir ons hierdie jaar. Control, never looking back. I surrender all. I'm living for your glory on the earth. This passion in my heart, this stirring in my soul, to see the nations bow, for all the world to know, I'm living for your glory on the earth. For the sake of the world. For the sake of the world, burn like a fire in me, light a flame in my soul, for every
So as jy dalk gewonder het ek 'n verskil hierdie jaar gemaak? Jy het. Deur jou gebed, deur jou omgee, deur jou hand wat jy uitgereik het, deur jou saamgaan op 'n uitreik by 'n plek waar jy 'n worsrolletjie gemaak het. Die joy wat ons sien is as gevolg van mense soos julle, vriende, familie, liggaam van Christus. En is so lekker om dit te deel. Een van die geleenthede wat ons hierdie jaar vir die eerste keer aangebied het, was ons golfdag gewees en ons het een wat vir ons voorlê volgende jaar. Ons is in beplanning vir hom en dit het vir ons die geleentheid gegee ekstra fondse waarmee ons dan die Wesrand skool ondersteun het. Ons het uitgereik na hulle toe en gehelp met 'n rolstoel daar. Ons het Tower of Life wat die mannebediening by was. Maar dan het ons ook vir Sipho hulle se gemeente. En Sipho, I'm going to ask you to please come to the front just for a quick moment. Sipho and his wife Josephine, our story goes back about 20 years, if I remember correctly. And someday he'll tell the story of how a snake attacked him and how he wrestled that snake om die duiwel te vertrap. Letterlik, Sipho. And that was what happened. And so we'll give him opportunity Sunday. But Sipho's congregation is down in Zandspruit as well. And myself and Herman has been walking close to him and just praying for him and his congregation. Beautiful building that he's put up. And you can please just add that slide there. Great facilities. And we just thought, I think we have so much in common. We going into our new premises here for the last 2 years, you doing the building. And we know it's not about the building, but it creates a space, a safe place for people to come to. And especially at their congregation, their main need was computers so that they can assist their youth, their young ones, with CVs and just general computer knowledge and how to go about and create a better future for their community, their families, and going on as well. So we, from the Golf Day Fund, we are donating some computers to him, and we'll add that later on in so that you can just hand that over to your congregation. But I just wanted to say thank you, Sipho, for the work that you do in your area, the upliftment that you do. We are privileged to take hands with you, and our little bits, we do hope that it will take you a long way. We're going to pray for him and for Josephine and their congregation, that God will bless you as well. It's an honor to serve alongside you as we pray. God, thank you for his ministry. Thank you for his heart for people. We ask that you will guide them as a family, that you will go before them and that you will give them wisdom to guide in the best way with what they have. Their resources, plenty, because we know it all belongs to you. And we ask that you will open up doors for the ministry, for the evangelism, for people coming to God and just realizing how big your heart is for them. Hope, that's what we pray for. We ask that in your name. Amen. Amen. Thank you, Sipho. Appreciate your time this morning. Sipho will be around as well. Sipho and Josephine will be around as well, and we'll spend some time with them. Hoekom praat ek Engels? Sorry, Sipho. Dis lekker om julle saam met ons vanoggend net terug te kyk. En ek gaan dan oorgee vir Jan. Hy gaan vir ons 'n bietjie meer vertel van wat by die gemeente ook aan die gang is. Ek bring my eie equipment, sê ek maar daarvan, dankie. Ek praat met my hande, ek kan nie daai ding praat nie. Goeiemôre, my naam is Jan, baie welkom by ons gemeente van my kant af ook, dankie Stefan. Ja, hierdie laaste 2 jaar terug het ons hierdie plek gekoop en toe ons die plek gekoop het ons besluit ons gaan die plek Ruimsig Convention Center noem en ons het 'n maatskappy gestig, 'n maatskappy wat geregistreer is vir wet en Ruimsig gemeente, net vir mense as die mekaar raak, het 100% aandeel in Ruimsig Convention Center. Die rede hoekom ons Ruimsig Convention Center begin het, was gewees dat ons troues, funksies, seminare, konferensies, verjaarsdae, allerlei partytjies kan hou om te help die fondse wat betaal vir die eiendom waarop ons is. So einde 2023 het ons hierdie nuwe company begin en ek het nie 'n cooking clue gehad wat om te doen in 'n event company nie. Ek was dit mekaar so 'n verkleermannetjie op 'n Smartie box gewees
maar met tyd het ons bietjie geleer, ons is 'n nuwe company gewees, ons baie teen wie ons kompetisie is, en ons het hierdie jaar al 45 funksies gehad, en ons nog 'n paar vir Desember ook. So ons is besig om stadig maar seker die ding in die gang te kry. Ons doen ook ons Black Friday special. As jy belangstel om volgende jaar 'n funksie te hou, kan jy na die tyd my kom praat. Hierdie is soos 'n TV's en game nie. So maar net nie omstorm of gryp of iets nie. Jy kan rustig soos 'n kerkmens vorentoe loop. As jy 'n funksie wil reël, ons gee jou afslag as jy nou voor die 6de bespreek vir volgende jaar. So kom maak my 'n draai. Nou hierdie was 'n baie besige baie besige jaar vir ons gemeente gewees. Daar's groei in die gemeente, daar's groei in ons finansies, maar ek ervaar ook dat daar groei in ons geestelike groei is. Ek dink dis vir my die belangrikste. As ek met mense gesels, kan ek hoor mense se lewens verander. Mense begin meer in hulle lewens toepas en net 'n kerk bywoon en dan weer huis toe gaan nie. En ek dink dis hoekom hierdie gemeente geplant is 24 jaar terug. Ons visie is nog altyd, Ruimse gemeente wil jou bewus maak van 'n God wat jou uitnooi om met hom te connect. Hy wil met jou connect waar jy is eerste. So God connect met jou net waar jy is. Jy hoef nie eers perfek te wees, reg te wees, soet te wees, kerk toe te gaan nie. God wil met jou connect net daar waar jy is, in jou omstandighede, of dit goed gaan of sleg gaan. Maar hy wil dan ook hê dat ons met mense moet connect om ons en met hom connect. En daarom wil ons mense uitdaag en motiveer om 'n intieme verhouding met God te leef, 'n invloed in mekaar se lewens te hê en 'n impak in die wêreld te maak. Ek dink dis waar Christendom gaan. Dis hoekom Jesus gekom het, is om ons te wys hoe lyk 'n verhouding met God die Vader, met ons medemense om ons en in die wêreld daar buite. Ek dink dis die bestaansreg van Ruimse gemeente. Dis hoekom die gemeente hier is. Dis nie my gemeente of die leraar se gemeente of die ouderlinge se gemeente nie, dis God se gemeente. Nou ons jaag nie getalle na nie, maar partykeer is dit ook goed om bietjie in te check. Ek het OCD of eintlik CD ou, dit moet 'n alfabeties volgorde ook wees. Dis so erg ek is. So ek hou nou van 'n bietjie na getalle te kyk en so. So vandat ons in die gebou ingetrek het ons erediens bywoning in 2023 was ons so gemiddeld 196 mense per diens. In 2024 262 en hierdie jaar is ons 329 mense per diens. Ons het dankie. Ons celebrate. Ons het hierdie jaar ook 58 gesinne as nuwe lidmate aanvaar. So dit is ook wonderlik om nuwe mense in die gemeente in te bring. So kom klap vir hulle ook aan. Sien in my talk kry ek altyd aan 'n klap. Julle kry altyd 'n gehuilery en 'n gemurmurering. Ons het ook in Augustus maand het ons in ons mental health maand het ons bediening Embrace begin en van September af het ons 11 navrae gehad en 14 mense gesien oor 'n paar verskillende sessies wat hulle gehad het. Ons het 'n bediening begin want ons voel net dis belangrik dat ons iets aan mental health doen, dat ons ondersteuning gee in ons gemeenskap daarvoor. En dan is ons finansies ook baie geseënd. Die hoeveelheid bydraers was in 2023 so gemiddeld 82 bydraers per maand. Ons is nou by oomblik 127 bydraers per maand gemiddeld. Dis net EFT's, dis nie collectors wat ons opneem nie. Dit is net mense wat bydra om in die rekening direk in te betaal. En ek wil vir elke persoon wat bydra regtig baie dankie sê. Van my kant af, van die ouderlinge, van die gemeente se kant af, as ek so mag wees, amper voorbarig om van die Here se kant af te sê dankie. Want dit wat julle bydra maak dat ons in bediening kan 'n verskil maak. Dat ons kan uitreik na mense, dat ons kan geld eenkant sit. Toe ons op 'n tyd besluit het in 2023 gaan ons die plek koop, toe die geleentheid gekom het ek 'n preekreeks gepreek oor wat is in jou hand. En die punt wat ek probeer oorbring en wat ek vandag weer wil beklemtoon is dat die Here wil elkeen van ons gebruik. En elkeen van ons het iets in ons hand. Ons elkeen is deel van die koninkryk. Ek weet Moses het sy staf gehad, die seentjie het sy 5 brode en 2 visse gehad en die weduwee het haar olie gehad, 'n klein bietjie olie en God het dit alles gebruik. Ons elkeen is deel van die liggaam. En ons elkeen het iets om by te dra. Of dit baie of min is, God wil dit gebruik. Of dit nou jou geld is, of jou tyd is, of jou gawes is. God wil elkeen van ons gebruik. Daar is nie iemand wat beter of ander gawes het. Dit gaan nie oor die mense wat wie verhoog is nie. Dit gaan oor elkeen van ons. En vir elkeen van julle wat bydra, wil ek regtig baie dankie sê. Julle maak die verskil in die bediening wat ons as gemeente kan doen. Nou, ek kan julle ure besig hou oor al die wonderwerke wat hierdie 2 jaar al gebeur het. Ek het baie keer maar Thomas geloof, so ek glo wanneer dit gebeur, dan sien ek dit gebeur. Maar die Here het so baie aan my gewerk dat so baie goed op hierdie stuk grond gebeur die laaste paar maande of die laaste 2 jaar. Goed van mense wat net opdaag, goed wat moet gebeur wat dalk buite die budget is,
'n projek wat gedoen word, iemand net opdaag en sê, hier is die geld, ek sal daarvoor betaal. Iemand wat bydra net sê, ek kan die verskil maak, ek kan hierdie goed vir julle skenk. Die Here het ook op Roy se hart gelê, so 2 jaar terug, om 'n groep mense bymekaar te kry, en elkeen van hulle het geld ingesamel, en hulle het verlede jaar R970,000, en hierdie jaar R930,000 voorsien om ons lening af te betaal. Ek dink daarvoor ek julle aan het slaan. Ek dink ons moet celebrate soos vandag, en ons moet ook raak sien as God wonderwerke doen, wonderwerke wat hy in die gemeente doen, wonderwerke wat hy in ons land doen, maar ook wonderwerke wat hy in jou lewe doen. Maar ons moet ons oë oopmaak, ons moet kyk na hierdie wonderwerke, ons moet dit raak sien, want daar's elke dag wonderwerke. As jy jou oë oopmaak vanoggend, jou asem is 'n wonderwerk. Jy leef. Jy kan vandag vrylik kom na 'n kerk toe waar jou geloof kan uitleef en die Here kan dien, waar ons musiek kan hê, waar ons die Here kan loof deur musiek. Elkeen van ons sien elke dag wonderwerke. Ons moet net ons oë rig op dit, en dan wat ook al ons in ons hand het, om dit aan die Here toe te bring, want daarmee kan God 'n verskil maak. Nou, ons is baie opgewonde oor 2026, en ek gaan vir Herman vra of hy vir ons 'n bietjie meer daarvan kan deel. Herman is oomblik bietjie verkouerig, so hy gaan die kant omloop. Ek is 'n bietjie germaphobe ook, so kom, dankie dat hy ook vandag hier is. Sekere siektes het hulle trots, so Jan kan maar relax. Hy skrik die kiema af partykeer, nee. Ek wil graag begin met 'n teksgedeelte vanoggend, en ek dink is so 'n belangrike teksgedeelte ons vergeet, is 1 Tessalonisense 5 vers 18. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. So God verwag dat ons dankbaar moet wees, en vanoggend is dit maklik om dankbaar te wees, maar ek wonder, waar is jy vanoggend? Is jy dalk op 'n plek waar dit vir jou moeilik is om dankbaar te wees vir waar jy is? Ek wil jou vra, dink 'n bietjie oor jou lewe, waar jy is, en sê net vir die Here dankie. Dalk is daar 1 of 2 goed waaraan jy dink. So kom ons vat net 'n oomblik, raak ons stil, en sê ons vir die Here dankie. Amen. So in 2022 het die gemeente my gekontrakteer en gevra, hoorie, Herman, kom ons doen 'n bietjie 'n navorsingsstudie oor hoe sien ons mense ons, hoe sien die gemeenskap ons, en ons het die volgende geleer van die gemeente in 2022. So ons is 'n egte, gemaklike, relevante gesinsgemeente. Dis hoe mense ons beskryf. As mense hier instap, is dit wat hulle ervaar. Ek bedoel, julle gesien hoe trek Sipo aan vir kerk en hoe trek ons aan. Dis 'n skande, né? Maar ons is 'n egte, gemaklike, relevante gesinsgemeente. En ek dink die goed wat uitstaan vir mense as hulle by ons kom, is daar is intentionele disippelskap en rentmeesterskap. Dis iets wat mense nogal ernstig opneem in die gemeente, is hoe word ek meer soos Jesus, en hoe bestuur ek my lewe, nie net my geld nie, maar my tyd en my energie as 'n goeie rentmeester, sodat ek die Here kan dien. Nog iets wat ons geleer het, is mense waardeer ons impakvolle uitreike in ons gemeenskap, en hoe toegewyd ons daaroor is. Ek bedoel, ons gee elke maand die eerste 10% van ons geld, betaal ons oor aan die Ruimsig Hope Foundation, en daai geld gaan net na buite toe, om 'n verskil te maak. En ons het langtermyn verhoudings met hierdie organisasies. Ons stap 'n pad saam met hulle, en ons probeer werklik 'n verskil maak in ons omgewing. En dan, hoe word ons geken? Baie mense sê, as jy hier na Ruimsig toe kom, daar's 'n aansteeklike vreugde en 'n onvoorwaardelike liefde. En dit is werklik so. Baie mense sê dit as hulle hier aankom, en ek ken baie van julle, en ek ken julle omstandighede, en wat my partykeer bemoedig, is hoe baie van julle, ten spyte van julle omstandighede, liefde gee, en vreugde het in julle lewe. En dan weet ek, julle stap werklik 'n pad saam met die Here. So hierdie goed bemoedig mense, as hulle hier by ons aankom. En hierdie is die hart van wie ons is, en ek sal graag wil hê, dat ons dit nooit moet verloor nie. Nou met dit in gedagte en alles wat ons vandag celebrate, hoe lyk die pad vir ons vorentoe? Ek gaan 'n bietjie strategies praat, so luister saam asseblief. Dit mag jou dalk verveel, maar ek dink hierdie is belangrike goed. Eerstens, ons is 'n gemeente in oorgang. So wat dit beteken is,
Ons het gegroei. Ons is nie meer die gemeente wat ons in die skoolsaal was nie, en ons moet dit aanvaar en ons moet die nodige veranderinge maak. So ons word nou 'n gemeente van 400 en meer. As ons kyk na kerknavorsing nou in Suid-Afrika, mense gaan gemiddeld 2 keer 'n maand kerk toe. So as ons gemiddelde opkoms 330 per Sondag is, dan het ons ongeveer 660 mense wat hierdie hulle gemeente maak. Dit was nie so baie in die skoolsaal nie, dit was minder gewees, maar ons het gegroei. So daar gaan nou natuurlike veranderinge kom wat gaan plaasvind. En ek dink dit is belangrik om dit te besef. Ek dink die eerste ding is, en ons moet hierdie aanspreek, die ouderlinge voel baie sterk hieroor. Ek het die voorreg gehad om die laaste 2 maande bietjie strategies te dink, saam met van die ouderlinge. En ek dink, ons sit op hierdie stadium met een diens, en hierdie diens is konstant bo 85% kapasiteit. Nou wat kerknavorsing dan vir jou wys is, jy sal groei tot kapasiteit, jy sal vol Sondae hê, en ons het van daai Sondae waar ons hier tussen 400 en 420 is, maar dan is ons op kapasiteit. As ons verby 360 mense op 'n Sondag gaan, dan moet ons gesinne opsplit om vir hulle plek te kry in hierdie vertrek. Nou sodra dit gebeur, dan neem jou getalle weer af tot by 80% en dan groei jy weer tot 100%. So iets wat ons volgende jaar gaan doen is ons gaan begin met 'n tweede Afrikaanse diens. En ek dink is belangrik vir ons groei vorentoe. Ons wil mense gemaklik huisves in hierdie vertrek. So ons is besig om te dink daaroor. Ons mikpunt op hierdie stadium is om die 1 Februarie met 2 dienste te begin. En ons sal in hierdie week sal ons vir julle 'n Google vorm uitstuur dat julle net vir ons dienstye aandui. Daar gaan 2 opsies wees. Ons dink aan om 'n 8 uur en 'n 9:30 diens te hou of om 'n 8:30 en 'n 10 uur diens te hou dan volgende jaar. Ek dink 'n belangrike ding wat ons julle ook moet laat weet is ons het die Engelse diens gestop vir nou en ons is in gesprekke met die Engelse gesinne oor hoe die pad vorentoe gaan lyk vir daardie bediening. Ons het so 30, 35 kernige mense wat 'n deel is van daardie diens en die ouderlinge het my gevra om 'n pad met hulle te stap om te kyk hoe lyk daardie bediening vorentoe en hoe fasiliteer ons hulle om voort te gaan met daardie bediening. Nou saam met hierdie groei wat belangrik is die tweede ding is ons moet ook konsolideer. En dis wat baie gemeentes nie doen nie en dis 'n groot fout wat gemeentes maak. So die eerste ding wat ons wil doen is, ons wil ons data mooi bestuur. Ons wil kyk wat is die realiteit, wie is die mense wat na ons toe kom, hoekom kom hulle na ons toe, wat ervaar hulle by ons en wat is ons tekortkominge om mense effektief te bedien. So ons gaan konstant kyk na die data en dit beter bestuur. Ons het nuwe sagteware aangekoop wat ons begin gebruik. Ons is besig om die personeel daarmee op te lei. Ons gaan die medewerkers ook oplei daarmee en ons gaan lidmate ook moet oplei, want dit gaan die primêre manier wees wat ons met julle begin werk en kommunikeer is deur hierdie nuwe sagteware. Baie van julle in die korporatiewe wêreld daar buite, jy weet as 'n nuwe stelsel geïmplementeer word, dan is daar maar geboortepyne saam met dit. So ons gaan ook saam met dit werk en dan daar gaan strukture wees wat verander. En daar gaan ook personeel wees wat verander. Ek dink dit is die realiteit. Ons sien dit in gemeentes wat groei, dat personeel verander oor tyd, die struktuur van die personeel verander en dit gaan ook 'n impak op ons hê in die volgende jaar of 2. So ons berei onsself daarvoor voor, maar dit is seker om dit is baie belangrik om seker te maak ons weet waarmee ons werk en ons gaan seker maak dat ons konsolideer, ons groei mooi. Die derde ding wat vir ons belangrik is ons geloofsgemeenskap, ons community. Dit is die gom wat 'n gemeente bymekaar hou. Die Engelse praat van dit maak jou gemeente sticky. Ons wil nie net hê mense moet kom kuier elke tweede of derde week nie. Ons wil mense betrokke kry in die gemeente sodat hulle saam met ons geestelik kan groei. So ek en Stefan gesels 'n bietjie baie hieroor. Ons praat oor hoe om nuwe spasies te skep wat ek dink baie belangrik is waar mense kan deel raak en inskakel. Ons wil volgende jaar leiers oplei, dat ons meer leiers in die gemeente het, want leierskap is die deksel in jou organisasie en hierdie leiers gaan verantwoordelik wees vir van hierdie spasies wat ons skep en dan ook ons leerervarings. Ons wil meer en meer kundiges van buite af kry om ons te kom leer van die woord van God, om ons te kom help met ons geestelike groei. So Stefan is hard besig om aan al hierdie goed vir ons te werk vir volgende jaar. Dan ons nuwe generasie. Ons grootste passie is om leiers te ontwikkel vir die toekoms. Ons sien dit in soveel kerkdenominasies reg oor die land. Daar's werklik 'n tekort aan leiers.
'n goeie jong leraar, dominee, pastoor is so skars soos hoendertande. Jy kry hulle nie. Daar's al hoe minder en minder kinders wat teologie studeer. Hulle stel nie belang in dit nie. En dis iets wat ons wil verander hier by ons gemeente. Ons wil sterk jong leiers oprig. En ek dink ons het dit begin doen saam met Dani en Berna en hulle is 'n groot rede vir ons sukses. Ek dink, jy weet, ons kan nie miskyk hoe effektief Dani en Berna ons jong mense bedien nie en hoe baie mense kom by ons gemeente aan juis omdat hulle kinders goed bedien word. En ek dink dit is baie belangrik vir ons. So ons wil bly belê in ons nuwe generasie bediening. Ons wil bly belê in Dani en Berna om hulle te help om te groei. So ons kyk konstant na hulle behoeftes en hoe om dit beter aan te spreek. En ons probeer die hele tyd uitfigure wat ons doen, is dit reg, hoe ons dit doen en waar ons dit doen met hierdie generasie wat baie belangrik is. So daar is geweldige groei in die nuwe generasie bediening. Ons is baie opgewonde daaroor, so ons wil strategies daarna kyk. My laaste punt wat ek wil maak is ons toewyding as 'n gemeente. En ek dink hierdie is 'n baie belangrike punt. Ons lewe in 'n kultuur waar mense hou daarvan om toeskouers te wees en om verbruikers te wees. Ek praat met die 60-60 mense hier vanoggend. Ja. Julle wat julle groceries op 'n app bestel want julle is te lui om die goed te gaan koop. Ek praat met julle wat verantwoordelik is vir al hierdie motorfietsongelukke op ons pad. Nee, ek joke sommer. Ons lewe ongelukkig in 'n kultuur. Ek gaan eerlik met julle wees. Ons grootste struikelblok vandag vir die mens is gemak. Ons grootste demoon, boosheid, wat ons veg in ons kultuur, is gemak. Niks word beter as iemand nie 'n opoffering maak nie. Niemand groei nie as ons nie ongemaklik raak nie. En ek gaan nou eerlik vir jou sê, as jy kom kla oor dienstye wat verander, en omdat ons jou lewe ongemaklik maak, omdat ons groei, dan moet jy vir jou 'n ander kerk gaan soek. Want ons vat die groei van die koninkryk van God baie ernstig op. So as ons jou ongemaklik maak, jy is welkom, jy gaan groei. Dit is vir ons 'n voorreg om jou te help om te groei. God roep ons tot meer en meer ongemak. So daarom, ons soek lidmate wat deelneem en opofferings maak. Ons het 150 mense in ons gemeente betrokke in bedienings en ons is geweldig trots daarop. Dis die helfte van omtrent waar ons wil wees. Maar ons wil bly groei. As jy hier sit en jy lewer glad nie 'n finansiële bydrae nie, ek wil jou uitdaag, dis tyd om te begin gee. Dis tyd om opofferings te maak. Daar's mense in hierdie gemeente wat ver bo wat van hulle verwag word gee en hulle maak opofferings. Want hulle weet dit is waartoe God ons roep. Niks word beter nie, niks groei nie as gevolg van mense wat nie opofferings maak nie. Maar as ons groei en ons maak opofferings, dan weet ons is besig met God se wil. Ons sit vandag hier oor baie van julle wat opofferings gemaak het, oor en oor en oor. So ek wil jou uitdaag, moenie 'n toeskouer wees nie, moenie 'n verbruiker wees nie, kom vat hande met ons en werk saam met ons. Daarom, jou persoonlike geestelike toewyding. Kerk is deel van dit, maar in jou persoonlike stilte tyd, connect met die Here soos Jan gesê het. Hy kom haal jou daar waar jy is en hy stap die pad saam met jou. En die laaste ding wat ek gaan vra onder toewyding is bid. Bid saam met ons. Bid vir die gemeente, bid vir die leierskap, bid vir die ouderlinge, bid dat die Here ons sal help. Dat ons sensitief sal wees vir die Heilige Gees. So wat 'n raad kan ek julle gee? Ek gee julle die raad vir oggend wat Paulus vir Timoteus gegee het in 2 Timoteus 4 vers 5. Hy het gesê, maar bly in alles nugter, dink mooi oor goed, moenie oor emosioneel reageer op goed nie, verduur jou lyding, Jesus het dit self gesê, in hierdie wêreld gaan ons swaar kry, maar ons gaan aan ten spyte van ons lyding,
Doen jou werk as 'n verkondiger van die evangelie. Die goeie nuus verander mense se lewens vandag. Die voorreg daarvan om in die bediening te wees is ons sien dit, ons hoor dit by julle. Glo my, Jesus se evangelie transformeer mense se lewens. En beoefen jou bediening nie halfpad nie, voluit. Gee alles wat jy het vir die Here. Met dit in gedagte, kom ons staan en ons loof en prys die Here. Net jou hart so op jou of jou hand op jou hart sit en dan net vir jouself sê siel prys die Here. En dan wil jy jou hand op die een langs jou sit. En dan vir die een langs jou sê siel prys die Here. Amen. Die Here is goed vir ons. Dit is so lekker om hierdie dag saam met julle te kan geniet. Vertel van sy grootheid en sy guns. Kom ons gaan wees die getuienis daar buite. Kom ons bring die hoop waar ons is. Kom ons connect waar ons is met dit wat ons ook vanoggend hier saam gehoor het. Ek gaan vir ons die seën uitspreek. Voordat ek dit doen, herinner ek julle, ons gaan in daai spesiale tydperk in van Advent, die opbou, die verwagting, die plekke waar God ons gaan ontmoet op pad na daai stal in Bethlehem toe, Kersdiens. So die 25ste, die oggend, het ons Kersoggenddiens, 9uur. Dis 'n geleentheid om jou buurman en jou kinders en almal saam te nooi, en jou buurvrou,
saam te nooi en hier in die kerk te kry op daai oggend. So Kersdiens die 25ste, bring die familie, dit gaan 'n spesiale oggend saam wees. Al ons Kerstydperk of Advent tydperk dienste se tye sal op die webwerf wees. Ons webwerf het so onlangs 'n revamp gekry, so alles gaan dalk nie wees waar jy hom laas gesien het nie, maar soek net so 'n bietjie deur, ook op ons Facebook sal al die tye wees. Kom ons kyk dat ons ook in hierdie tydperk die Here lekker saam aanbid en dien. So ons Desember dienste, die kommunikasie sal ook sommer op WhatsApp uitgestuur word en dit kan jy dan forward aan jou familiegroepies wat nodig het om hier by die kerk te wees op daai dag. So ons pak ook volgende week comfort packs. Ons sê baie dankie vir elkeen van julle wat vir die laaste 2 weke so ietsie saamgebring het om in daai pakkies in te sit. 'n Hele klomp donasies wat ons ontvang het. So hierdie week sal ons al die aankope gaan doen. As jy wil deel wees daarvan, as jy voel ek het nog nie my kant gebring hierdie jaar nie, kom volgende week saam, ons gaan daai pakkies pak, ons gaan saam bid daaroor. Dis vir Matlabana. Is in hierdie tydperk van gender-based violence, dis so 'n bietjie van 'n aktivistiese tyd wat activism juist daarvoor die 16 dae wat ons nou in is en dit sluit dan volgende week af saam met ons geleentheid ook wat ons vir hulle net gaan bless met dit wat julle bymekaar gemaak het. Ontvang die seën. En nou mag die genade van die Here Jesus Christus, sy liefde, sy krag, sy teenwoordigheid en wie hy is vir jou, saam met jou gaan elke dag. Amen. Amen. Kom drink lekker saam met ons koffie en tee daar buite. En ontvang ietsie spesiaals as jy by die deur uitstap, een vir elke een.